Goeienaand almal. Hoop julle het 'n lekker lang naweek en dat julle die paar dae ekstra se rus geniet. Ja, ek is nou gepensioneerd. Nou soos my broer eendag gesê het, toe ek nou vir hom vra of die medikasie werk, die pille werk wat hy moes gebruik, toe sê hy, man, ek sal eers klaar maak met die pille en as ek dit nie meer gebruik nie, sal ek vir jou sê of dit gehelp het of nie. Maar jy moet nie nou vir my vra nie. So nou party mense vra vir my, en geniet jy die aftrede? So nou wil ek eers sê, laat die skoolvakansie nou net eers klaar maak. En as dit verby is, dan sal ek vir julle sê hoe die aftrede is en of dit genotvol is. En in elk geval, dit laat dink my aan my pa. Pa het op 60 afgetree in einde 92. En hy vertel toe vir my, ek vra toe nou vir hom, pa, is dit nou lekker om afgetree te wees? En hy sê, my kind, jy kan nie glo hoe lekker is dit nie. Hy sê, om vir jou 'n idee te gee, so het hy toe nou sy graaf en sy pik en sy tuingereedskap, het hy toe nou besluit, hy gaan nou 'n bietjie werk in die tuin, skrik mos daarom nou nie vir die gereedskappe nie. En so het hy nou daar gewerk, agter in die tuin, en daar in die hoek, en daar geskoffel en so aan. En toe is daar 'n telefoonoproep. So het die man gegaan, telefoonoproep gaan beantwoord, en in elk geval so 2-3 dae daarna, toe wil hy nou weer in die tuin werk, maar ek kry nie my goed nie. Hy's nou deur die hele garage gekyk, hy uit agter die deur, hy's in die pakkamer in. Sy goed is gesteel, dis nou maar net so, sy gereedskap is gesteel, graaf is gesteel, pik is gesteel. Hy sê, en toe hy nou vir homself, nou vir my ma vra, toe sê sy vir hom, maar papa, waar het jy dan nou laas gewerk daarmee? Hy sê, toe onthou hy, hardloop gaan kyk, hier lê die goed net soos wat hy dit al vir dae lank in die tuin, daar in die hoek, net soos waar hy dit laas gelos het, net so. Ja, is toe nou nie gesteel nie. Hy sê, maar my kind, dit is nou hoe lekker aftrede is. Hy sê, jy vergeet sommer van goedes, en jy draai sommer jou spoor, en jy doen sommer iets anders. Net soos jy wil, waar jy wil, wanneer jy wil. Maar in elk geval. Ja, ek het vandag 'n wonderlike ervaring gehad. Ek het 'n simfoniekonsert bygewoon. En 'n vriendin van my het 'n musiekvriendin van my, ons maak dikwels saam musiek. Sy het nou gister toe laat weet sy vir my en sê, luister, ek het kaartjies. Wil jy kaartjies hê vir Vadersdag? En natuurlik het ek toe nou gou met my mense gereël, so ek en my seun Christian Junior, ons is toe nou na die simfoniekonsert toe. Heerlike ervaring, pragtige musiek, slawiese danse van Dvorak, die immer gewilde Griek klavierkonsert, en so jong van der Merwe, seun Isak van der Merwe, pragtig, baie mooi spel gehad, en dan die 8ste simfonie van Dvorak. Maar voordat ons nou daar verder oor praat, gou pypie aansteek. Nou, hierdie pypie is die pypie wat ek gekry het by my kollega Rian. Daar is hy, my tweede pyp. Ek is 'n bevoorregte man. Rian, Rian Olivier, my onderhoof, my voormalige onderhoof. Hy het my gegee nou dag. Sy geskenkie van my. Ek is baie in my skik met hierdie pypie. O, heerlikheid, die pieroutjies. Lekker. In elk geval. En so is ek 'n junior toe nou na die konsert toe. En die simfonieorkes het pragtig gespeel. Hulle is regtig wonderlik. En daar is heelwat van my Facebook vriende en van my vriende wat aan die orkes speel en
Is lekker om hulle te sien speel en te waardeer en hulle te bewonder as hulle so mooi musiek maak. Mens moet nie jaloers wees nie. Mense het talente en as jy 'n talent het, dit is, jy het nie nodig om daarop jaloers te wees nie. Geniet jou vriende se talente saam met hulle, né? Mense kan partykeer so die lelikste uit jou uithaal as jy jaloers is op ander mense, omdat hulle iets kan doen wat jy voel, hulle nou beter as jy doen, en dit is gewoonlik waaroor jaloesie gaan. Iemand doen iets beter as jy wil ook so perform, en jy kan nie. Maar in elk geval, dit net tesyde. En nou dis, by die konsert het hulle nou onder andere genoem ook dat dit vandag jeugdag is. Nou, in ons konteks is die jeugdag is het nou nie so 'n aangename begin gehad nie. Dat alles en almal nou vrolik is. Ons gedenk met jeugdag eintlik 'n besondere situasie wat in ons land se geskiedenis afgespeel het. Nou, ek weet baie mense is miskien 'n bietjie ongeërg oor presies wat het nou aanleiding gegee tot jeugdag, en wat het aanleiding gegee tot Vadersdag. Daai een kan ek vir jou vertel. En toe noem hulle daar onder andere vir nou soort van die jeug wat moeite gedoen het, opgestaan het teen die onreg van daardie tyd, 1976, en dat jeugdag eintlik die moed en durf en daad van die jeug van daardie tyd gedenk. Nou kan ek gou vir u vertel van my ervaring van 76. Ja, dit was 'n wille jaar gewees, hoor. Dinge het rof gegaan in die land. En daar in Soweto was daar 'n situasie gewees in die onderwys, in die skole, was te min onderwysers. En daar moes planne gemaak word, en wat ek nou vir u gaan vertel, het ek gehoor van 'n privaat persoon, wat familie gehad het, wat betrokke geraak het by die onderwys in Soweto. Nou, om die klasse aan te bied wat aangebied moes word, het die onderwysdepartement van destyds, nou dit was nou die departement van Bantu onderwys, dit maar was onder die leiding van blanke mense en so aangewees. Toe het hulle besluit, goed, kom ons gee bied die helfte van die vakke in Afrikaans aan en die helfte van die vakke in Engels. En daar was 'n tekort aan onderwysers en hulle het toe nou maar geaanklop ook by die onderwyscolleges. Nou op daai stadium was die Goudstadse Onderwyscollege, Gokke, hulle was daar, en dan natuurlik nou die College of Education, Johannesburg College of Education, ek sê heeltemal seker wat was hulle offisiële naam nie. En senior studente wat afgestudeer het, wat nog nie werk het nie, of ek weet nie of dit dalk finalejaarsmense, maar in elk geval, hulle het toe vir die studente gevra, sal julle kans sien om aan te bied? Ja, hulle sal kans sien om aan te bied. Nou natuurlik, nou die Goudstadse onderwysmense het gesê, ons sal help, maar ons is nie so goed in die Engels nie, ons sal ons vakke in Afrikaans moet aanbied. Nou, of die storie nou heeltemal gewig dra in die verhaal, en of dit maar 'n soort van 'n bydraende faktor was, tot die besluit, deels Afrikaans aanbieding, deels Engelse aanbieding, weet ek nie. Maar natuurlik die mense in Soweto het nou glad nie daarvan gehou nie. En dit het natuurlik tot geweldige ontevredenheid gelei. En uiteindelik in Junie 76, toe het die leerlinge van verskillende Soweto skole toe nou besluit, hulle gaan nou 'n optog hê. En die optog sou dan nou gaan eindig het in die Orlando Stadion, en daar sou dan nou waarskynlik toesprake wat ook al gewees het, en nou ja, soos die ongemaklike politiek van die tyd, dit sou seker nou maar opsweepery ook gewees het, en ja, mens weet nie heeltemal hoe dit sou uitgeloop het as dit volgens die reëls sou plaasvind nie. Maar in elk geval,
Nou 'n kind is ook 'n snaakse ding. Jy kry ook maar nou van hulle wat nou maar stout is en meer waag as wat hulle moet het. En in elk geval langs die pad soos wat die kinders nou gematch het, nou na die Orlando stadion, so die verskillende skole se kinders nou maar aangesluit. En almal was nie noodwendig kinders nie. Party was al jong adolessente of jong volwassenes, 20, 21, 22, 23 jariges. Daar was ook ander mense van ouderdom, nê, tussen die kinders en ja. Nou die ouend van die storie, so het hulle toe nou onder andere langs die pad by Shabeens en drankwinkels rond te gedoen, ingebreek, geloot, soos die Engelsman sê, gevat wat nie aan hulle behoort nie en dit gebruik. En nou, jy ken nou drank is 'n naar ding. As hy jou begin vat en dan kry jy ekstra moed. Al is jy hoe onvas op jou voete. En soos 'n ou vriend van my op waar het hy gesê, drank verdra nie onreg nie. So die onreg van daardie tyd het natuurlik nou 'n bietjie ekstra woema gekry, wil ek al gesê, oppositie in die met die kinders wat toe nou onder andere nou begin dronk raak het en gedrink het. Nou die regering van daardie tyd was ook nou maar, jy weet, soos enige goeie regering, bedag op dinge, jy het 'n verantwoordelikheid, jy moet mense beskerm, jy moet so ver as moontlik laat die dag normaal verloop, so ver as wat jy kan, en jy het jou oor op die grond en jy moet optree. So, die regering het toe natuurlik nou hulle maatreëls getref, die polisie, en ook die weermag ingeroep. En nou ja, toe die ou end van die storie is, toe die kinders uiteindelik besef, maar hierso is nou die polisie en die weermag, toe is dit chaos. En natuurlik klippe het gereën en mens sal regtig nooit weet die hele volle verhaal nie. Party mense sal vir jou sê die kinders het nie klippe gegooi nie, anders sal vir jou sê die kinders het nie wapens by hulle gehad nie, hulle het nie pangas by hulle gehad nie, messe by hulle gehad nie, en dit was 'n soort van die kinders teen die polisie met gewere. Ja, en as jy daaraan dink, dan klink dit erg, nee. Maar party kinders het nogal 'n gawe gooi gehad met 'n klip. En 'n klip kan jou flippend seer maak. Jy kan 'n mens doodgooi met 'n klip. So die hele situasie was eintlik onbenydenswaardig. En daar is natuurlik nou uiteindelik ook losgebrand, en nou soos my kindertjies in graad 9 ook geleer het, Hector Peterson was die eerste slagoffer, en daar's die ikoniese foto waar 'n vriend Hector se liggaam dra en sy sustertjie wat langsloop en huil, en ja, so, dit is toe nou ongeveer wat nou gebeur het in 76, maar ons op Beaufort Wes, ons by die skool kry toe die opdrag, die seunskinders gaan die skool oppas. Dit was nou vir jou 'n ding gewees. In elk geval, net gou weer probeer die ou pypie en die ou vierhoutjie. Nou ek weet nou nie wie die plan uitgedink dat ons die skool moes oppas nie. Ek het nou al paar plekke verneem van maats van daai tyd, sê nee, hulle het nooit hulle skool opgepas nie. Maar in elk geval, ons op Beaufort Wes moes die hoërskool sentraal oppas in die nag. En dan het jy die eerste, met eerste donker, dan begin die sak was jou diensbeurt. En dit was elke keer 2 ure gewees. Ek sal nooit vergeet, my diensbeurt was elke keer van 12 tot 2. So vir 3 weke lank het ons dit gedoen. En dan hier so 11:15 se kant, dan meld jy nou maar aan daar so by die metaalwerkkamer, die onderwyser wat in beheer was as ou Batjie. En Batjie het
het ons dan 'n soort van ingedeel, jy gaan saam met daai, jy gaan saam met sis. En mense, dis koud. Ons is gejas en ons is aangetrek en ons is mis op die kop en sep om die nek en ons pas koor op. En ek sal nooit vergeet nie. Dit was eintlik vir my 'n tipe van 'n avontuur. En ons het tog so gehoop iemand wil die skool kom aan die brand steek, net voor die eksamen, maar dit gebeur toe nou ook nie eintlik nie. So ons moes toe nou maar die eksamens kyk. In elk geval. Maar die een aand het ek toe nou die snaakste ervaring gehad. Daar was 'n ouetjie gewees, hy was in graad 11. Nee, hy was graad 12. Hy was in graad 12 gewees en ek is toe standaard 10 en ek was in standaard 8. En die ouetjie was 'n bietjie van 'n boelie. Hy het my nogal geboelie. Weet, ek was nou maar die mekaar met die musiek en hy was die enigste ou wat ooit vir my op 'n lelike en 'n degraderende manier sonder enige rede, niemand weet hoekom hy dit gedoen het nie. Ons klomp seuns, ons het altyd so in 'n bondel gestaan daarso en gesels en ek onthou so al langs die grensdraad af was daar so 'n lei voor en wat van boom na boom na boom na boom gegaan het. En as die water gekom het, dan het ons nou blaartjies gevat, want ons nog reisies gejaag met ons blaartjies. En die ou het daar aangekom, hy het niks daar nodig gehad nie. En hy begin my toe te treiter, en hy is die een wat eerste en die enigste persoon wat ooit vir my in my skoolloopbaan vir my gesê het ek is 'n moffie. En ek wil vir u sê, dit het nie lekker in my broek gesit nie. Ek was ongelooflik verleë gewees, want ek het nie geweet wat gaan nou aan nie. Ek ken die ouetjie nie, ek weet nie hoekom hy dit gedoen het nie. En ja, hier voor jou maats, ja, dit was baie ongemaklik geweest. Maar in elk geval, uiteindelik kom 76 in, toe het ons nou die skooloppassery. En wat gebeur die een aand? Hier meld die klong ook aan. En Batjie sê, ek en hy moet 'n beat loop. Nou, ek het by myself nogal gewonder, ek wonder, hoe gaan dit nou wees? Hy moet nou saam met die moffie loop. Ek wonder of hy dit nou gaan doen. Maar in elk geval, eind goed, alles goed. Ek dink die een wat die meeste verleë was eintlik hy, want ek het gesê, is reg, ons kan maar stap. En ek het nou maar my normale self, ek gesels maar. En die jongman het toen uiteindelik op 'n stadium wat hy van biltong uitgehaal, en vir my ook gehou, en ons het heerlik gesels, en tot vandag toe nog weet ek nie, hoekom hy gedoen het, wat hy gedoen het nie, maar, eind goed, alles vergewe. In elk geval, hy sou my nie van musiek afkry, met die daai was, I was so hooked on music. Soos wat ek maar vandag nog steeds is. Daarom doen ek moeite om na die orkeste te gaan. My kind ingelaai en ons het gaan kyk. En dit was 'n ongelooflike ervaring. Ja, maar ek het nou, toe hulle nou kom met die jeugdagte, het ek nou nogal ver gedink. Ja, ek sal nooit vergeet nie, daar was by een geleentheid by Hoërskool Nikomeland, kinders het partykeer 'n verskriklike naar manier om iemand wat talentvol is te spot. Net hoe hulle iets sê, dan besluit daai kind, ek gaan dit nie doen nie, ek gaan dit nou nie meer doen nie. Ek sal nooit vergeet nie, ek het eendag daar by 'n ry kinders gestaan, ek kan nie onthou hoekom nie, en ek praat met die een seun, ek sê, jy moet kom koor sing. Ja nee, hy sal kom koor sing, hy wil graag. En jy sal nie glo nie, daar staan so 2 of 3 seuns agter hom. O, hy wil nou weer koor sing. Hy kan nie sing nie, as jy koor sing, is jy 'n moffie.
Ek het my nie bloediglik vererg nie. Maar ek het toevallig geweet, dit komende van een wat het gesê het, is 'n vreeslik hoë heilig gewees. Baie hoë heilig. Was 'n CSV-leier. En ek het by myself gedink, dit gaan hierdie meneer nou nie laat verbygaan nie. Dit is velk vir die ouetjie. Ek sê, luister nie, is jy God? Nee, hy is nie God nie. Ek sê maar, weet jy wat? God het vir hierdie ou 'n talent gegee. Hy kan sing. Hy kan sing. Weet jy wat? Hy kan sing. En jy kom en jy met jou mislike aanmerking kritiseer jy 'n talent wat van God afkom. En wel, iemand se mond is toe nou gesnoer en ek het, maar dit moes nie nodig gewees het nie. Mense is so maklik om te sê hulle is kinders van God en hulle glo in God en hulle sit allerlei versies op hulle statusse en op die Facebook en. Ek het nou die afgelope tyd het ek dit nou weer gesien waar mense ander mense sleg maak in hulle karakter inklim. Omdat hulle nie kan redeneer oor 'n saak nie, hulle het nie kennis nie. En dan verkies hulle om karaktermoord te pleeg. Dis verskriklik. En wat doen ek? Dan gaan blaai ek 'n bietjie by hulle Facebook. En wat sien ek? Jesus is koning. Psalm dit, vers dat. En dan begin ek wonder. Wat verstaan jy nie van God se liefde nie? Wat verstaan jy nie van Jesus nie? Sy voorbeeld wat gesê het, haal die balk uit jou oog voordat jy ander mense kritiseer. As jy sonder sonde is, tel die klip op en gooi. Mens moet versigtig wees. Jy moet karaktermoord pleeg nie. Dis nie die moeite werd nie. Mens doen dit nie. As mense nie met jou ooreenstem nie, dan back off. As jy nie die mooi karakter van 'n mens wat in 'n mens se hart kan sien nie, back off. Moenie sleg maak nie. Dit is nie nodig nie. Ja, in elk geval, dit is sommer so te loops. In elk geval. Nou maar dames en here, ek het nou nog 'n lekker bietjie boere troos uit my blikbekertjie en ek het môre nog 'n lekker rusdag, maar nou vanaf is dit aanhoudend rus, né? Gepensioneerd. En môre gaan ek bietjie CrossFit doen. En die ou lyf bietjie opskerp en fiks kry. En ja, vanaand vroeger in die bed klim. Sodat ek nou die nuwe pas kan handhaaf. Die pas van gepensioneerde. Hoef nie meer so vroeg op te staan nie. Ek wens julle 'n aangename nag toe. 'n heerlike vakansie saam met die kinders, saam met die familie. En as julle op die lang pad gaan, ry versigtig, hou die oogies oop, as jy moeg raak, sê hulle, elke 2 uur klim uit, strek en rek die bene, wees veilig, be alert, lekker slaap.